Vroeg in my rugbyloopbaan het ek agtergekom dat ek nie uitstekend gaan wees nie. Soos onder 9 vroeg. En daai tyd was dit vir my springbok of niks. Ek is die ou wat die begrip van bokvraery gesnap het nog lank voordat dit eens bestaan het. In 1996 al het ek met 'n springbok trui geleenthede bygewoon wat niks met rugby te doen het nie. Ouer aande, die Humansdorp skou, ligte middagetes, kinderkraans. Of ek noodwendig by enige van daardie plekke opgedaag het met my boktrui aan, kan ek nie eintlik onthou nie. Ek was toe selfs jonger as wat ek nou is. Dit is wel tipies waar ek my springboktrui sou dra. So moet ek nou nie fact-check met my huisgesin of my heel eerste vriendekring nie. Ek weet ek doen dit soms. Die rede hoekom ek dit met jou deel is omdat ek moet bely dat ek en rugby nog in ons witbroodfase was toe ek blootgestel is aan harde waarhede. Ek het nog eens die betekenis van woorde soos hand-off en obstruksie geken nie. Toe moes ek uitvind dat dit nie tweede natuur vir my is om 'n bal te vang, skop of om strategies vooruit te dink oor waarin die spel nou eintlik gaan nie. Dit was voor my filosofiese ontwaking. Ek wou net rugby speel vir rugby, suiwer rugby, sonder punte of tegnieke, sonder doelpale of kante kies, rugby sonder winsbejag. Maar te gou is ek gekonfronteer met die ander sy van rugby en dit het my ontligter. Maar die weë van die skeieregter is altyd duister en op een of ander manier het my oë stelselmatig begin oopgaan. Vir dit wat ek al jare lank misgekyk het, rugby gaan toe al die tyd nie oor rugby nie. 2019 het ek die Wêreldbeker eindstryd se uitsending in die Parow Spur bygewoon. Saam met mense wat ek van geen kant af ken nie, het ek Shosholoza gesing. In 2023 met die eindstryd was ek in 'n backstage area, glaskas, straatligkinders, volk of polisiekar. Dit klink soos encore voor Jacob Zuma. Nou die dag het glaskas weer op Loftus in 'n losie rugby gekyk. Verlede naweek het ek gaan kyk hoe die Stormers teen die Lions speel. Hoogtepunte van die wedstryd was onder andere toe ek voorkom in die chip and dip ry, toe ek my vriend Eckhart op my rug moes dra want hy het 'n moonboot aan en veral toe my vriend Louis vir Eckhart gestoot het op 'n koeldrank trolley. Eckhart het sy krikke gebruik as roeispane en dit was soos 'n kunswerk. Rugby het my weer gevind. Ek ken nou nie al die spelers se name nie. Ek ken ook skaars enige van die nuwe reëls om van die ou reëls nie eens te praat nie. Maar almal weet eintlik dis nie daai reëls wat geld nie. Behalwe as jy op die veld is. As jy speel is die reëls belangrik. Maar ek kan uiteindelik weer rugby geniet vir wat rugby regtig is.